Driemaal
God, Vader, Seun en Heilige Gees, Vader, ons laat stil vanoggend. Vader, ons wil aanbring toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Vader, ons is vanoggend hier, niemand as u wil wees uit ons getrek en het 'n afspraak met een en elke persoon hier vanoggend, Vader. Vader, ek weet en ek glo in my hart dat u met elkeen van ons wil praat vanoggend. Vader, vir hom wat die woord gaan bedien, bid ek nederig dat hy die waarheid sal spreek. Vader, dat hy woorde sal spreek wat van u afkom en nie van 'n mens af nie. Vader, die musiek, ek bid vir hulle. Vader, dat al die liedjies wat ons sal sing, tot eer en verheerliking van u naam sal wees. O Gees van God, ek bid nederig en vra dat u van hart tot hart sal beweeg, dat u een en elke persoon se behoeftes sal aanraak, en Vader, net soos u kan, en nie 'n mens nie. Vader, word verheerlik en vanoggend in hierdie diens is ons kinderlike gebed in Jesus naam. En die volgende woord is Amen. Môre. Môre. Iemand vir my smaak. Nou, daar's mense wat verjaar reg deur die jaar. Januarie, Februarie, Maart, April, alles. Maar die September mense, soos ek. En ek Jakob. ons kry dit jammer. Maar oom Piet, waai net 'n bietjie vir die mense. Nee, ek steek oog bestaan. Oom Piet het gister verjaar, en ek weet op hierdie stadium, oom Piet is niks ouer as omtrent 25. Oom Piet vir ons sê, hy het hom gister geword. 80. Ja, ons gaan as jy nog 'n bietjie met hom Piet gestaan en praat net hier buite, dan weet jy, hy is baie besig. Hy is nog goed aan die gang, en dis die Here se genade. En Piet, wonderlike jaar vir hom wat voor lê in die Here. Hoe met hierdie gemeente geld dra met trane en gebed tot waar jy is van die Here vandag is. En die Here het saam gedra. Maar oom het gister verjaar, sy het nie verjaar nie, so dis oom se dag gister. Amen. Ja, nou oom Piet is ek en Jakob maar die beste in die gemeente. As dit ook September vir jou. Sal as julle net iets sê, prof. Ek wil nie alles van wat Piet sê nie, dis uit die boek sê, want hy lyk glad nie dag. nee, ek kan nie dit ook weet. Ja, asseblief check net sy uit die boek. Ek soek al lank na sy uit die boek, en bring hom nie. Ek hoop dat niks van hierdie dinge betrokke is nie. Is ons reg? Ag, ten minste smaak julle. Mevrou Smits, volgende ding. Ja, maar ons sal by. Ons sal uitkom. Ek weet ons vir David in Augustus verjaar, maar Augustus is nou nie. Ons waren nie vir die September kinders. Is julle reg aan dat? Altyd. Sang as jou span reg dan. Altyd. Aan die brand, aangaan. Ons gaan hier aan dit vanmôre. Amen. Put on the garments of praise for a spirit of praise. Ons sing dit net, maar as jy dit vanmôre sal verstaan. Verslae gees, aanbidding, lig daai verslae uit jou lewe. Amen. Ons gaan bid die Here vanmôre. Staan as julle reg bly. Wat ons gaan. Thank you.
mic 'n klein bietjie harder moet wees, ek hoor jou in hierdie kant. Excuse, ek kan nie nou verstaan nie. Nee, ek wil sê ek hoor nie. Hallelujah, praise God, He's got His hands on me. As jy eers ingetrek is in die hand van die Here, wie kan red? Net Jesus Christus. En as hy jou gered het, wie kan jou uithaal uit self? Amen. As jy ingetrek is jy ingetrek kind van die Here. Praise God, He's got His hands on me. Niemand kan red behalwe Jesus Christus. En as jy jou beet gekry het een keer, dan staan jy vas vanmôre in die genade van die Here. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Jesus got His hands on me. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is. Net vir jou kry. Psalm 103, Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Loof die Here, o my siel. Net soos Dawid gesê, Here, ek loof U. En vanmôre met jou siel die Here loof. Vader, ons wil U erkenning gee. Alles is U. U is in alles. En alles is deur U. Alles wat gebeur, Here, is tot U eer en U verheerliking. Alles wat is, wat was en wat kom, is in U hand vanmôre. Loof die Here, o my siel. En ons wil U prys, en ons wil U eer gee, omdat ons vanmôre, Here, saam met die hemelkoor mag sê, loof die Here, o my siel. Want U is waardig om op te word vanmôre. Prys U.
Here vanmôre, Skepper God almagtig. Waardig is hy vanmôre. Waardig, waardig, waardig is die leeu uit die stam van Juda. Waardig is die Alpha, die Omega. Die blindmôre ster, die soedroos van Saron. Waardig is die Seun van God. Waardig is hy vanmôre, Here. Hy wat verklaar het op die 3de dag sal hy opstaan. Here het gesê hy sal op die 3de dag opstaan. Hy sal opstaan. En hy verklaar, kyk, ek was dood, maar ek leef. En ek prys U vanmôre. Loof die Here o my siel. Want is net God en God alleen wat so waarheid kom bewys. Hy is die Christus, die Seun van 'n lewende God. The greatest thing in all my life is loving Jesus. The greatest thing in all my life is knowing Him. Die grootste ding vanmôre in jou lewe moet wees omdat jy verhouding het met 'n lewende God se Seun. Alles kind van die Here is 'n bysaak. Want as jy hom het, het jy vanmôre die oorvloed van die hemel. Die beste wat God, ek wil jy moet hoor vanmôre, die beste wat God vir jou kon gee, uit die hemel, uit al die skepping, uit al die werke van sy hande, het God besluit om die kroon van sy skepping, wat jy as mens is, die beste van die hemel te gee. Sy naam is Jesus.
wat die Bybel sê. The greatest thing in all my life is knowing Jesus. The greatest thing in all my life is knowing Him. Hallelujah. In die laaste paar weke
dalk weer die laaste week, as wat ek kan onthou, was daar 'n geweldige stryd wat in my gemoed opgestaan het. En ek wil net vir jou vra, as jy dalk die laaste paar dae, die laaste week of so, ook 'n geweldige innerlike stryd gehad het, wil ek hier net jou hand vir my opsteek vanmôre. Nou hierdie geweldige innerlike stryd, wil ek vanmôre vir jou baie kortliks opsom. En dan gaan ek 'n uitnodiging maak. En die Here gaan vanmôre 2 dinge vir jou doen. Ek wil jy moet vanmôre iets verstaan, kind van die Here. Die Bybel sê dat die vlees begeer loodreg teenoor die gees. So wanneer jy in jou innerlike mens 'n geestelike ontmoeting met die Here gehad het, woord, openbaring en kennis, is daar iets binne jou wat wil lewe bo die gees. Jy wat ontvang die woorde van God wat gees is, daardie gees wil regeer in jou lewe, want dit is die plek van God om in jou lewe te regeer. En wanneer jy gees ontvang, sal die natuurlike vlees wat in jou is, gekoppel die werke van Satan, altyd in opstanding kom teen wat die gees, die woord en die openbaring in jou hart ingesink het. Dis 'n uitgemaakte saak. Jy sal altyd, wanneer dit waarlik God is en gees wat met jou kom praat het en met jou kom deel het, sal jy altyd in 'n stryd ingaan. Want is die vlees wat homself nie onderworpe wil verklaar aan die gees wat in jou werk. En ek wil nie jy moet dit vanmôre verstaan, want die feit dat jy in stryd ingaan, nommer 1, maak nie van jou 'n ongelowige nie. Amen. Dis juis omdat jy die dinge van die Here indrink en jy aanvaar dit, dat jou vlees loodreg opstaan. En ek en jy as kerk moet in ons gees absoluut heers oor die vlees. Amen. En wanneer jy in stryd ingaan, dan begin die goddelike heerskappy wat in jou gees gedeponeer is, begin die vlees te onderdruk en jy kom in stryd en jy onderdruk. En dan partykeer, net partykeer, vergeet jy dat jy gees is en jy begin die stryd as amper normaal aanvaar. En dan begin die volgende goed uit ons mond kom. Ag, weet jy, dalk is dit nie so nie, dalk is dit nie so bedoel nie. En dan begin 'n mens vir jouself sekere dinge sê. Henry Ford het gesê, if you think you can, you are true. If you think you cannot, you are also true. En dan begin die kerk vir homself dinge sê, en die oomblik as jy jouself sekere dinge begin hoor sê, dan begin dit wat jy sê vir jou 'n realiteit raak in jou innerlike. Ek wil jy moet dit vanmôre verstaan. Die Bybel sê geloof kom deur die hoor. Dit beteken wanneer jy hoor, produseer dit iets. Net so, wanneer jy dan die negatiewe dinge sê oor wat met jou gebeur en met jou aangaan, dan sink dit in jou wese in en jy begin jouself dienooreenkomstig aanpas om by die dinge uit te kom en te lewe. En ek het met die Here gepraat. En maandagoggend het die Here my 'n boodskap gegee. En die laaste week droom ek elke aand. Maar ek kan nie onthou wat ek droom. Wat ek wel weet wat in die drome aan die gang is absolute chaos. Dis 'n warboel vandat jy in die bed klim totdat jy jou oop oopmaak, die koneksie wel net wakker gewees het in elke geval. Maar ek verstaan, en my vrou gaan nou vir jou so sê, ek verstaan ek is lekker die mekaar. Maar ek verstaan. Maar ek verstaan ook
dat wanneer die Here met my praat op sekere maniere, dan openbaar die Here 'n toestand. Dis hoekom ek weet jy voel in jou binneste ook so. En ek praat met die Here, en ek vra die Here iets. Ek sê Here, laas week het ons opgestaan en uitgestaan. En die 4 oond is nie vir die kerk bedoel nie. En ek vra vir die Here, maar wanneer stop hierdie wat ek nou van praat? En ek weet die vlees gaan altyd begeer teenoor die gees. Ek weet dit. En al wat ek hoor met die stem van die Here is weerstaan die duiwel. Ek wil net saam met blaai Jakobus 4 toe. Want ons het op hierdie stadium in hierdie gemeente al gestaan onder leiding van Prof Pieter vir jare lank al. Waar ons vasgehou het en die duiwel weerstaan. Amen. En jy die laaste jaar saam met my op die kantel met my teen mekaar toestande ook geleer om te weerstaan teen die duiwel. Nou sê die Bybel, sê vir in die boek van Jakobus is, as jy die groot Bybel het, bladsy 1553. As jy nie groot Bybel het, weet ek nie wat se bladsy is. Ek kom of my sê as jy daar is. Jakobus 4 vanaf vers 7. Hy sê onderwerp julle aan God. Nou die hele gesprek wat Jakobus hier het, wil ek nie vanmôre met julle deel nie. Die boodskap is kort en ek gaan by dit bly vanoggend. Onderwerp julle aan God. Nou dis wat jy as kerk besig is om te doen. Jy onderwerp jou aan die woord en die openbaring en die kennis van God. En omdat daar onderwerping in jou is die vlees en Satan besig om regtig waar in jou innerlike met jou te beklei. Ek kan dit nie vir jou anders verduidelik nie, ek kan dit nie op 'n ander manier vir jou oordra nie, maar dis 'n lekker bekleiing. En dan begin nou so 'n bietjie moody raak. Maar ek is seker van julle raak nie moody. En dan kyk die vrou vir die man en sê, wat kyk jy? Sy hoor ek het nie vir jou gekyk, ek kyk vir die muur. Ek wil jy moet iets verstaan vanmôre. Net so hard as wat die gees begeer om in jou te werk, is die vlees besig om loodreg teenoor die gees te wil staan ten alle tye. Ons moet verstaan die magtige werking van die vlees wat nog in jou lewe. Nou daardie vlees sal nooit doodgaan. Ons kan kruisig, ons kan ons begeertes neer. Maar die dag as die basuine blaas, sal ek geskei wees van hierdie vlees. Op aarde nou, gaan ek en jy hierdie vlees moet oorheers, want dit is waar jou heerskappy lê. Amen. En dan kom Satan, en dan kom fluister hy nog, en die kinders van die Here se ore ook sekere dingetjies. Gekoppel met jou gees wat regop staan, jou vlees wat wil opstaan, en Satan se stem, dan raak dit vir jou as persoon nogal 'n moeilike pad om op hierdie pad te staan. Die Here het ons dus Woensdag aand in die bid hier gewys. Deur Susan. Daar's 'n nou pad. En as ons op die nou pad bly en ons loop en ons kyk voor ons, sal ons sien Christus het klaar die pad vir ons gelyk gemaak. Dis wanneer ons links kyk en ons kyk regs. Nou ek is die eerste een vanmôre wat vir jou sê, dis nie altyd maklik om nie links en regs te kyk nie. Want die vlees is kragtig. En ek wil nie die vlees se erkenning gee, maar om te sê die vlees kan niks doen, maak my onkundig vanmôre. En ek wil nie in onkundigheid voor jou staan nie, ek wil jy moet verstaan, wanneer daai stryd kom, is dit juis omdat die vlees begeer teenoor die gees. Dit beteken God werk in jou lewe. Halleluja. Die Bybel sê, die apostel Paulus sê, ek vertrou jy hierop, dat die goeie werk wat God begin het, hy sal voltooi. En na mate ons 'n langer pad met die Here stap, sal dit vir jou beter raak en makliker raak om aan die geestelike dinge oorwinning te gee en die vlees te onderdruk. Ek beloof jou, dit sal beter raak. Jy moet net vas staan saam met my. Nie moeg raak. Ek is die eerste een wat vir my vrou sê,
Ek is nou so. En dan hoor ek myself, en as ek op sy weg stap, dan voel ek so skaam voor die Here. Want hy het vir my gesê, ek sal jou nooit vergeet. Ek sal jou nooit verlaat. En dan moet ek myself herinner, maar dis die waarheid. En dan tel jy maar weer jou kop op, en dan stap jy, en dan staan jy weer sondagoggend hier voor, en maandagoggend, jy verstaan wat ek bedoel. Jy moet jouself nooit weet, dat jy nie op dieselfde standaard as 'n ander kind van God is nie. Want ons almal het dieselfde weerstand in ons, omdat God se Gees met jou werk, wil die vlees in beheer wees. Jy moet net die vlees onderdruk. En vir baie lank het ons dit gedoen in hierdie gemeente. En vir baie lank doen jy dit. En ek vra die volgende vraag vir die Here. Ek sê, Here, wanneer ek met mense praat en in my eie lewe hoor ek die volgende woorde. Dis een ding op 'n ander ding op 'n ander ding. As dit nie dit is nie, is dit dit. Here, as dit nie hierdie is nie, is dit hierdie. Is daar iemand van julle wat vanmôre weet waarvan ek praat? Dis asof dit net half aanhou en aanhou. En ek gaan lees wat die Bybel vir my sê, die boek van Jakobus. Die Bybel sê in vers 7, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel. Daai weerstaan beteken fisies to oppose. Staan jy vas teen hom, staan jy vas teen die begeerlikhede, dan sal die volgende gebeur. En dis wat my gebed vanmôre is vir die Here. Die Bybel sê, die duiwel sal van jou wegvlug. Die Bybel sê, die duiwel sal van jou wegvlug. En ek het die Here gevra, Here, ons weerstaan so lank al, het die dag nie gekom, dat die duiwel moet vlug van ons af. Ek sê die kind van die Here, jy gaan môre nie versoek word nie. Ek sê, die Bybel sê, Jakobus skryf. En die boek van Jakobus is 'n baie praktiese boek. Hy sê die duiwel sal van julle wegvlug. En wanneer hy dan wegvlug, want is asof 'n mens op, en dan is dit bietjie af, en op, en af. Dit moet stop. Ons moet op 'n plek staan, waar Satan weggevlug het van sy huis af, van hierdie huis van God af. Dat ons die volgende ruk, hoe lang dit ook al mag wees, die absolute goedheid van God mag ken in jou lewe. Want jy bied weerstand. Elke keer as jy iets ontvang wat die Here is, en die vlees staan op, en jy wil opgee, maar jy bemoedig jouself, en jy staan op, en jy bid maar weer, en ek sê maar weer, want dis hoe ons dink. Here, ek gaan maar net weer bid. Here, ek gaan maar net weer Bybel lees. Ek weet, dit klink nie veel mooi op die oor om te sê maar nie, maar weet jy wat openbaar dit? Dit openbaar dat jy 'n oorwinnaar in Christus Jesus is, dat jy kon gestop het, as jy wou. Die maar klink nie altyd mooi op die oor nie, maar jy het nie gestop nie. Jy het opgestaan. Dit is nie maar net bid nie, ek het gaan bid. Dis mense wat vanmôre hier sit. 3-4 maande terug, was daar wonderlike dinge in jou lewe wat gebeur het, en nou is daai wonderlike ding net so uit jou lewe uitgevat. Jy moet vashou, want die Bybel sê, dat ons hom moet weerstaan, en dan sal hy van jou wegvlug. Dis my woord vanmôre. Here, vanmôre moet hy vlug. Want die kerk van God, en jy wat vanmôre hier sit, staan baie lank al vas aan die woord van die Here. Dan skryf die apostel, en hy sê die volgende, hy sal van julle al wegvlug, en in vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. 2 dinge vanoggend. Nommer 1, ek wil hê die Here met jou nader en onttrek, as wat jy ooit voorheen was. Nommer 2, Satan moet vanmôre wegvlug van jou as gemeente af. Dis tyd dat hy vlug en jou los, want jy is 'n oorwinnaar in Christus Jesus. En ek maak nie die dinge op nie, dis wat die Bybel vir my sê. Is daar iemand wat wil hê Satan moet
moet hulle uitlos en wegvlug van hulle af vanmôre. Want sê Here, genoeg is genoeg. Ons het laasweek uitgestap en ek aanvaar 100% wat die Here gedoen het. Ek aanvaar dit. Maar ek verstaan ook dat daar beloftes is wat God vir ons moet kom gee. En hy beloof dat as jy staan, sal Satan van jou wegvlug. En ek weet jy het swaar gekry die weke van die Here. En ek weet dis mense wat al baie lank baie swaar kry. Maar dit moet stop. In die naam van die Here, dit moet stop. Die duiwel moet wegvlug. Pastoor Leslie het vanmôre geopenbaar 'n vrou se toestand en 'n vrou se hart. Dit moet stop vanmôre. Klaar getrap, klaar verwoes, klaar seer gemaak, klaar verlede. Amen. Dis wat die Bybel my beloof. Hier gaan ek my boodskap vanmôre met jou afsluit. Die Here gaan vanmôre die duiwel laat vlug omdat jy weerstand gebied het. God gaan vanmôre na jou toe nader trek en jou nader kom bring vir 'n nuwe verhouding en iets wat jy nog nooit voorheen met die Vader gehad het. Amen. Ek wil hê iets doen vanoggend. Wil jy met jou oë sluit? As jy glo dat dit wat ek vanmôre gesê het vir jou bedoel is, wil ek jy met jou hand opsteek vanoggend. Almal se oë is gesluit. Vader, U weet vanmôre wie die presiese een is wat moet hoor. Die duiwel sal vlug vanmôre omdat ons die weerstand van God in ons dra. Here, U weet vanmôre wie dit is wat U wil nader trek na U toe vir 'n nuwe verhouding, nuwe krag, nuwe salwing. Here, ek eer U vanmôre in die naam van Jesus dat U my hart ook gesien het. Dat ek ook vanmôre my hand opsteek en sê, Here, ons het weerstand gebied. Nou moet hy vlug. Want dis wat U beloof. En ek prys U dat U Uself gaan nader aan my bring, Here, en myself nader trek na U toe. Dat ek U gaan ken, Here, soos wat ek U nog nooit voor U geken het. Ek prys U in die naam van Jesus Christus. Ek wil met jou hand laat sak van die Here. En nou wil ek jou vra, as dit vir jou is vanoggend, moet jy uitkom. Kom uit, ons gaan vir jou bid. Dit is die uur van die kerk. Dit is die uur van die kerk, waar God wonderlike dinge besig is om te doen vir die kerk van God. Prys U vanmôre dat ons dit mag weet, Here, dat U ons God is. Eer U vanmôre. Ek gaan net vir Susan bid vir die musieke, en vir die pastore. En dan wil ek vra, Pastoor Leslie, het my vorentoe kom asseblief. Of Pastoor Leslie vra om hier voor te staan. Daai persoon met wie die Here baie direk gepraat het, wil jou vra om vrymoedigheid te vat en dan Pastoor Leslie toe te kom vanmôre. Want hy dra die openbaring, en hy het jou hart ondervind, en hy weet presies wat hierdie gaan. En ek gaan jou vra vanmôre, vat vrymoedigheid terwyl ons bid. En kom dat hy vir jou bid vanmôre. Dit is die hart van die Here, suster, om jou lewe vanoggend te verander. Amen. En jy vra uit te kom, suster.
het gesê ons met die duiwel weerstaan. Hy sal wegvlug. Here, my vrou staan. En daar is hoop in Christus. Here, dis die laaste ruk, die laaste jare. Is daar hoop, maar vanmôre. Here, hierdie vertragting moet hy vlug in die naam van Jesus. Here, hy beloof nader tot my. Ek sal by jou nader. Daarom bid ek, wanneer hy vlug vanmôre, God homself nader tot my vrou. 'n Nuwe verhouding vir hom bring, Here. Die stryd vanmôre sal stop in die naam van Jesus. Here, sy dan weerstand gebied, soos God gesê vir ons moet doen. Dan moet hy vanmôre vlug in die naam van Jesus. Ek eer hom, want hy sal wegvlug, want God is my kant. Here, môre aangebring in die naam van Jesus. Here, ons weerstaan die werk. Van die Here, hier's mense vanmôre wat hier staan, wat die gawes van die Heilige Gees begeer. Ek wil hê jy moet vir my kom vanoggend. Dis mense wat die Here vra, Here, ek wil gawes hê. Iets vra asseblief. Is 'n man wat hier staan met 'n wit hemp, oom reg langs nog. Daai man met die wit hemp. Dis vorentoe kom. Daar staan, sal dan met jou kom praat. Vra die pastore om bid vir die mense wat hier voor is, dat die Here sy gawes in hulle lewe openbaar. En wat vir my baie goed vanoggend is dat die dames vanmôre hier staan. Die gawes is ook bedoel vir die vrou. Nie net vir die man. Kom ons vir hulle bid vanoggend. Pastore.
bid vanmôre, my God. Here, dat die gawes van God vanmôre sal vloei in die moeders se lewe, Here, soos 'n magtige. Here, dat die gawe van God vanmôre wat sy begeer, Here, nou sal werk. In die naam van Jesus. Here, daar die gawe in hierdie oomblik, Here, aangewakker sal word en sal dit sal vloei, Here, sal van Here nou in die naam van Jesus. Dat ontvang dit van God wat jy begin, ontvang dit wat u self daar geplaas het, Here. Kan aan die dag nie opwyk, Here, daarin wees, is ons woord. Hemelse Vader, Here, ons het nie woorde vanoggend nie. Want U het al reeds weer kom doen wat U beloof het om te doen, Here. Ver bo wat die mens verwag of vra, Here. Het U ingekom vanmôre, Here, en het U kom red, kom genees, Here.
En nou bid ons, Here, dat U nog steeds sal doop met die Heilige Gees. Die woord wat ons ontvang het en dit wat ons ontvang het van U af, Here, dat dit toegesluit sal wees in ons harte, dat dit nie gesteel sal word, Here, maar dat daar sal bly en dat dit daar sal omkiem, Here. Elke hart wat vanoggend ontvanklik was, wat geontvang het, Here, dat dit veel vrug sal dra van vanmôre af. En ons loof en ons prys U naam, want dit gaan nie oor 'n mens nie, maar dit gaan oor U en U alleen, Here. Want U is die begin en U is die einde. U is die volleinde, Here, van ons geloof. Halleluja. En daarom wil ons bid dat ons geloof nie sal ophou nie, maar dat dit sal sterker groei in Jesus se wonderlike naam. En ons dank U daarvoor. Word verheerlik vanmôre deur ons, Here, en die volk van die Here sê amen. Amen. Kom op.